My naam is Anriette Ridder en vandag wil ek met julle gesels oor hoe skop mens die kategese jaar af. Die jaar trek gewoonlik met 'n spoedweg en dieselfde kan mens sê vir kategese. En daarom is dit baie belangrik dat mens mooi dink oor die eerste ontmoeting, die eerste geleentheid wat jy het saam met jou groepie, sodat mens die regte fondasie kan lê vir die jaar. Want daardie eerste byeenkoms of die eerste paar geleenthede kan of mense 'n verwagting gee vir die jaar, of dit kan hulle teleurstel. Nou, ons as gesin is baie lief vir wilde diere. Ons is lief vir die natuur en ons geniet dit ook om wildtuin toe te gaan. En ons was onlangs weer op vakansie in die wildtuin gewees en dit was heerlik om die verskillende soorte diere te leer ken en elkeen te sien in hulle natuurlike habitat en ook hulle gedrag waar te neem. Nou, dis heerlik om vanuit die veiligheid van 'n mens se motor so naby aan wilde diere te kan kom. Om te kan kyk byvoorbeeld hoe leeu's optree of wilde honde oor die pad draf. Maar een ding is seker, ek gaan nie sommer uit 'n kar uitklim in 'n wildtuin nie. Ek is baie lief vir diere, maar ek hou my op 'n veilige afstand. Nou, soms kan dit dalk vir jou voel of die groepie wat aan jou toevertrou is, soos 'n klomp wilde diere is, van wie jy nie baie weet nie. En jy kan dalk voel, jy gee vir hulle om, jy selfs lief vir hulle, maar jy is nie heeltemal op jou gemak tussen die kinders nie. En dan is daar altyd die gevaar dat jy figuurlik gesproke in die kar bly sit. Met ander woorde, dat jy nie heeltemal as klein groepleier tuiskom tussen die kinders nie. En dat jy dan agter 'n boek dalk skuil of agter 'n kategese les skuil en hulle jou nie werklik leer ken nie en dat jy ook nie heeltemal met hulle 'n verhouding bou nie. Die wonderlike ding is dat as jy jouself gee vir die kinders, as jy hulle jou beter kan leer ken en jy vir hulle, en hulle voel hulle kan jou vertrou, dan kan jy op die ou end hulle lewens aanraak. En nog meer, hulle kan jou lewens aanraak. En die Here kan hierdie tyd saam gebruik om almal se geloof te vorm. Ek onthou my eerste kategese groep. Ek was nog op skool gewees toe ek begin met kategese gee, en ek het 'n groepie graad 2's gehad. As ek reg onthou, was hulle meestal seuns gewees. En hulle was baie woelig geweest. Eintlik maar soos 'n trop wilde diere, willer as die wildtuin. Hulle het veral gehou daarvan om te sing met bewegings en dan so lekker aan mekaar te stamp en ook om rollespelle te doen. Ek onthou spesifiek een keer dat hulle almal graag die rol wou speel van die reus, sodat wanneer Dawid die klippies gooi, hulle kon omtuimel van die stoel af. Dalk ervaar jy ook as jy jou groepie kry, dat jy sukkel om die waardes te vestig. En daarom is dit belangrik om van die begin af fondasie te lê in jou groep. Aan die een kant dat hulle self kan geniet, maar aan die ander kant dat jy ook by die punt kan kom van groepstyd en dit is geloofsvorming, sodat hulle kan tuiskom, maar ook kan groei. Hier is 'n paar wenke om vir jou te help om figuurlik gesproke uit die kar te klim, jou groepie te ontmoet daar waar hulle is. En onthou, dis ook nie hulle natuurlike habitat die kerk nie, dat hulle kan tuiskom en ook dat jy hulle elkeen in 'n uniekheid kan leer ken, want elkeen van hulle is ook natuurlik verskillend. Dis praktiese goeders wat jy van die eerste dag af kan onthou, en dit sal ook vir jou help om jou eie onsekerhede aan te spreek. Eerstens, sorg dat jy almal in 'n kring laat sit, en dat jy ook op dieselfde hoogte as hulle is. Moenie staan en hulle sit, of jy is op 'n stoel en hulle is op die mat nie. Maar sit so dat almal mekaar in die oë kan kyk, en dat jy met almal kan gesels, dat jy almal maklik kan sien. Kry ook almal se name, maak seker wat die spelling is van daardie name, en ook dat almal op die lys is. Die wat dalk nie is, kan jy dalk byskryf. Kontroleer dus wie teenwoordig is, en maak seker dat jy ook hulle verjaarsdagdatum het, hulle kontakbesonderhede, en ook hulle ouers se kontakbesonderhede, sodat jy lekker kan kommunikeer met die ouers deur die jaar. In die proses om almal se name te kry, moet jy ook onthou dat jy jouself moet bekendstel. Net omdat jy die kinders al lank ken of omdat jy al jare saam in die gemeente is, moet jy nie aanneem dat hulle weet wat jou naam is nie. So stel jouself bekend. Jy kan ook 'n briefie opstel wat jy saamstuur huis toe, sodat die ouers weet wie hulle kind se kategeet is en dat hulle ook weet wat jou telefoonnommer is, dat hulle jou in die hande kan kry. As jy 'n ouer groepie het met fone, 'n groepie tieners het, kan jy vir hulle net daar en dan 'n WhatsApp groepie laat maak, sodat jy ook in die week met hulle kan kommunikeer. Jy kan ook later die middag, kan jy 'n aparte groepie maak met die ouers
se besonderhede op, sodat jy ook met die ouers kan kommunikeer in die week. Jy wil dalk vir hulle vertel waaroor die kategese les gegaan het, jy wil dalk met hulle kommunikeer belangrike gebeure wat gaan gebeur by die kategese, hulle dalk herinner aan dinge, maar ook om dalk met by hulle in te klop en te hoor hoe gaan dit met hulle of met hulle kinders. Herinner die groep ook weekliks waar julle gaan bymekaar kom, as dit 'n vaste lokaal is, sodat hulle nie verward voel nie. Hoe laat gaan julle bymekaar kom, hoe lank gaan julle bymekaar kom en wat hulle moet saambring. Dalk 'n Bybel of 'n skryfding, of as julle dalk 'n kategese-boek het, dat hulle die kategese-boek ook sal onthou. Skryf sommer dadelik naam op daai kategese-boek, want dis een ding wat maklik agtergelaat word. Hierdie eerste paar stappe sal mens dalk 'n paar keer moet herhaal, omdat kinders weer nuut is en nuut bykom. Maar wanneer jy klaar is met die admin gedeelte, kom die lekker gedeelte, en dit is om hulle beter te leer ken, want jy wil elkeen van hierdie diere nou beter leer ken. Dit is die lekker deel van kategese wees, is dat jy saam met mense op pad kan wees, en daarom is ysbrekers baie belangrik. Dit mag dalk lyk net soos 'n eenvoudige speletjie, maar die doel van 'n ysbreker is dat almal kan ontspan en tuis kom. So speel sommer iets bekend soos rock, paper, scissors, waar almal bietjie kan meng of kan opstaan en aan die beweeg kom. Onthou dat tieners ook kan speel, en dat dit vir hulle ook belangrik is dat jy deelneem. Daarna kan jy dalk 'n dieper ken mekaar speletjie doen. Iets wat almal help om mekaar beter te leer ken, soos waarvan hou jy, of gee vir hulle keuses tussen goed, of jy kan sommer die plastiek diere saamneem, sodat elkeen 'n dier ontvang, en dan moet hulle dalk hulle naam sê, plus 'n eienskap van hulle self wat hulle herinner aan die dier, of selfs wat hulle nie ooreenstem met die dier nie. Die volgende persoon kan dan weer hulle self voorstel en die vorige mense se name en eienskappe herhaal. En so gaan almal sommer in 'n japtrap mekaar se name leer ken. Bring dalk iets lekker saam om te eet. Dit is altyd lekker vir kinders as daar 'n lekker feestelike, ontspanne atmosfeer is. Dit is heeltemal oukei om in die eerste paar weke van kategese wees van die jaar meer te fokus op verhoudingsbou as die inhoud, want dit lê die fondasie en dit maak dat die groep gemaklik met mekaar later in die jaar ook gesels oor dieper onderwerpe. 'n Mens kan ook hier by die tweede of derde week gesels oor die waardes van die groep. Met ander woorde, hoe gaan ons nou wat verskillend is met mekaar beter oor die weg kom? Laat almal deelneem aan die gesprek en voeg dan een of twee belangrike waardes by, soos byvoorbeeld dat die groep mekaar kans gee om te praat en elkeen se opinie respekteer, of dalk dat elkeen elke week daar is, tensy hulle 'n goeie verskoning het wat hulle direk met jou kommunikeer. Skep dan so gou as moontlik 'n geleentheid om buite die kategese tyd ook met die groep verhoudings te bou. Ek onthou byvoorbeeld 'n sonnaskooljuffrou wat haar groep geneem het na Goudini om daar te gaan supertube ry met haar graad 5 seunsgroepie. Hulle het nooit weer aan hulle tannie, sonnaskool tannie, gedink as 'n vervelige vrou nie. 'n Ander groepleier het die gewoonte gehad om die begin van die jaar altyd by sy huis 'n stok broodbraai te hou. En dit het absolute jaarlikse instelling geraak, 'n wonderlike manier om op 'n ontspanne manier die kinders beter te leer ken. Bou ook met hulle elkeen 'n persoonlike verhouding. So gou as moontlik, vra uit oor hulle belangstellings, hulle familie, wat hulle by die skool doen. Stuur vir elkeen 'n persoonlike boodskap of skryf 'n briefie of bel hulle. Dit is belangrik dat elkeen van hulle weet dat jy nie net met die groep 'n verhouding het nie, maar met elkeen persoonlik. Die beste sal natuurlik wees as jy by elkeen se huis 'n draai kan maak, want dan kan jy sommer sien waar hulle woon en in watter omstandighede en ook hulle families ontmoet. So gaan jy elkeen se unieke persoonlikhede en omstandighede baie vinnig leer ken. Mag hierdie 'n wonderlike jaar vir julle saam wees en mag julle mekaar help om nader aan mekaar te groei, maar ook nader aan God te groei. Onthou dat die Here wat jou geroep het ook jou sal lei om 'n kategees te wees vir hierdie spesifieke groepie troppie wilde diere en dat hy ook vir jou sal gebruik in hulle lewens. Jy kan gerus die meegaande hulpbronne gebruik om verder te gesels oor hoe mens die jaar kan afskop.